Luister so ek vertrou nou, ek weet nie of iemand daar net gou op sy foon kan check of ons daarom nou live is nie, ek is daar op my profiel nie, maar ek glo daarom ons is en die ouens behoort ons daarom nou mooi te kan hoor en so meer. Maar terwyl ons so saam is en wag vir die ouens om aan te kom en aanlyn te kom, wil ek sommer net vir elkeen dankie sê vir die feit dat julle die lig van die Here uitdra, dat julle sy stem is waar mense stil geraak het en waar die Here ons gebruik om in soveel opsigte net te wees, net daar te wees. Die feit dat jy daar is en die teenwoordigheid van die Heilige Gees binne in jou bring 'n verandering of jy dit nou wil weet of nie. En vanaand is die begeerte in my hart om met jou deur te werk rondom hoe hanteer ek dit? Here, hoe hanteer ek dit? So kom ek bid sommer net vir ons en vra die Here se seën oor hierdie aand en die gebede daarmee saam. Kom ons sluit ons oë. Here Jesus, ons harte brand vir U. Die begeerte in ons binnekant is om een te wees en wysheid te bekom, Here, waarby U die eer kry, die lof en die aanbidding. Here, sodat ons mense kan nader trek aan koninkrykswaardes, aan die ewigheid en vasmaak aan iets groter as onsself en ons eie behoeftes. En so kom ons ook as manne vanoggend, eerder dan vanaand, en kom buig ons harte voor U, Here. Omdat ons die begeerte het om by U te hoor en te doen wat U sê, daarby vind ons veiligheid en weet ons is daar seën ook wanneer ons doen wat U van ons verwag. So Vader, hoe hanteer ons dit? Die uitdagings van man wees, die uitdagings van die lewe, kom leer U ons eerstehands in Jesus naam. Amen. Ouens, hierdie ding het ontstaan in my hart oor 'n klomp uitdagings wat ek nie antwoorde voor gehad het nie. En ek weet nie of dinge in julle huis altyd hanteer is nie, of het partykeer net so onder die mat ingevee nie en gehoop het tyd genees nie, maar dit wat ek hierop saamgestel het vandag, was maar dit wat ek oor tyd geleer het en waar die Here my deur sy woord geleer het. So, ek sal nooit net 'n opinie deel nie, dis nie my hart nie. Die gesag wat ons het in ons lewe, soos wat Paulus vir Timoteus sê, hy sê, gaan leer hulle met jou lewe, leer hulle deur geloof, deur liefde en deur integriteit. Teach them with your life. So, die enigste autoriteit wat ek het in hierdie lewe, is die autoriteit waarin ek in gehoorsaamheid wandel. So, dis die paar goed wat ek geleer het, en ek wil begin met 'n skrifgedeelte. Ek is gek oor die woord van die Here, en ek het 'n absolute passie daarvoor, en daar is soveel goed weggesteek, en nie noodwendig weggesteek nie, maar ek dink ons lees sommer so oor dit, en ons besef nie wat eintlik agter dit is nie, maar dit gaan oor die lewe van Moses en die staf in sy hand. Gaan oor 'n persoon en dit wat hy oor het na soveel omswerwinge in die wêreld. Jy weet, daar's oomblikke in my lewe waarvoor ek regtig op my senuwees het. Jy weet, goeders waarvoor ek staan en moet navigeer oor hoe gaan ek hierdie situasie hanteer. Jy weet, seer kry, verlede, foute in my wat ek gemaak het, skandes wat ek gemaak het. Ek weet nie of wie van julle ouens is wat dalk nie skandes het nie, maar ek het al lelik foute gemaak in my lewe. En verhoudings wat nie noodwendig uitwerk nie. Here, hoe hanteer ek die verantwoordelikheid wat voor my is om kinders groot te maak en reg te lei? So, baie keer in hierdie goed wat ek nie weet om te hanteer nie, is my eerste reaksie nooit geloof nie. Maar my eerste reaksie is vrees. En weet jy hoe klink hy? Hy klink so, wat as dit nou nie, wat as ek dit nou doen en dit gaan nou nie uitwerk nie, of wat as ek nou hier gaan saai en dit gaan nou nie opkom nie, of ek weet nie, wat as ek misluk, ek het so 'n paar goed gelys hier, wat as hulle my nie glo nie, jy weet, wat as ek nie genoeg is nie, wat as ek nou weer seer kry na ek hierdie verhouding geëindig het en ek gaan in die volgende ding in, die volgende fase van my lewe, of wat as ek dit nie kan hanteer nie. So, en dis presies die plek waar Moses homself bevind het, jy weet, Moses word deur God geroep op hierdie stadium van sy lewe, deur iets baie besonders, en ek wil 2 sekondes daarby vas staan. Die Here trek sy aandag deur 'n brandende bos. Daar's iets wat die Here gaan gebruik in jou lewe, wat jy gaan terugbring na 'n plek toe waar jy besef, wag, hier is die Here nou besig om iets vir my te sê. Jy weet, hy's op daai stadium 'n skaapwagter, die skoonseun van Jethro, hy's in Midian, dis in die agterkant van die woestyn. So hy's regtig nou so gerangeer, dat hy omtrent nou in sy lewe op 'n rangbasis niks werd meer vir homself in sy eie oë is nie. Van die paleis tot aan die agterkant van die woestyn. En hier roep die Here hom nader, in iets wat hy nog nooit gesien het nie, 'n bos
wat brand en brand en brand en nie uitbrand nie. En terwyl Moses na hierdie ding kyk, besef hy, maar luister, hierdie ding sê iets van my lewe. Ek bedoel, hoe is dit moontlik dat hierdie bos nog die hele tyd brand? Hy moes al lankal uitgebrand het. Mind you, ek wat Moses is, moes al lankal uitgebrand het. Hoe is dit dat ek nog hier is? Here, wat het U met my te doen dat ek nog steeds gespaar is? Want ons besef in daai stadium van sy lewe dat hy gaan aftree eintlik maar daar aan die agterkant van Midian. Maar God openbaar homself aan Moses en hy gee vir hom 'n opdrag. En Moses sy eerste reaksie is, what if? Wat as? En ons lees dit daar in Eksodus 4 vers 1. Sy heel eerste reaksie op die opdrag wat die Here vir hom gee. Die Here gee hom nou 'n roeping. Hy sê, Moses, hierdie was nie verniet gewees nie. Hier is jou roeping. Nee, hy sê vir die Here, wat as hulle my nie glo nie? So, Moses se probleem was nie net Egipte nie, was nie net Farao gewees nie. Moses se grootste probleem was in die mees ongeredde gedeelte van die hele wêreld, en dis die gedeelte hier tussen ons ore. Jy weet, jou hart kan gered wees in dit, maar jou denke moet ook kom tot dit wat die Here ons voorgeroep het. So ek wil net saam met julle gou lees in Eksodus 4 vers 1 tot 5, en in hierdie gedeelte staan daar die volgende. Toe antwoord Moses en sê, maar as hulle my nie glo nie, en na my stem nie luister nie, maar sê, die Here het nie aan jou verskyn nie. En daarop vra die Here vir hom, wat is in jou hand? Okay? En hy antwoord 'n staf. En toe sê hy, gooi dit op die grond. En hy het dit op die grond gegooi, en dit het 'n slang geword, en Moses het daarvoor gevlug. Kom ons sê almal, baie slim. Dis 'n slim man, wat vlug vir 'n slang. Daar's 'n paar ouens wat met dit speel en so meer, maar hy het vir die slang gevlug, soos wat hy gewoonlik gevlug het vir die goed in sy lewe wat hy nie verstaan het nie waar nie. So die Here sê, dit is my so interessant hoe ek dit sien. Die Here sê vir hom, doen hierdie ding, dis uit die hand van die Here uit, hy verstaan dit nie, en wat is sy eerste instink? Hey, ek moet hier uit. Okay? Dis interessant, hou dit so in jou agterkop. Dit het 'n slang geword, Moses het daarvoor gevlug, en daarop sê die Here vir Moses, steek jou hand uit, gryp dit aan die stert, sê gou vir die ou daar by jou, of sê in jou eie gedagtes vir jouself, hanteer dit. Dit is nou hier, handle it, jy weet. So iets wat die Here vir my geleer het uit hierdie gedeelte van Moses is, luister broer, ek kan nie goeders hanteer wat jy vir my nie. So jy moet dit handle dit nou. En hy sê, steek jou hand uit, gryp hom aan die stert, toe steek hy sy hand uit, gryp hom aan die stert, en het 'n staf in sy hand geword. So ek wil net gou vinnig stil staan by, wat as? Dis die vrees stem in ons binnekant. Hoeveel mense het iets nooit begin nie, oor wat as? Hoeveel mense het nooit probeer nie, nooit vergewe nie, nooit gewaag nie, nooit geglo nie, oor juist daai frase, wat as? Wat as het my al meer wakker gehou in die nag, as enige vraestel wat ek die volgende oggend geskryf het. Dis ook die beste alarm, want dit maak jy sommer net enige tyd in die nag wakker. En wat as ek misluk? Ek is op 'n stadium terug Pretoria toe, met verslawing aan Ritalin en slaappille. En ek werk deur my issues daar, en ek is mooi met die Here, en die Here is besig om my op pad te stap, en ek moet terugkom hiernatoe. Met 'n klomp mense kom face, onder andere ons gemeente in. Wat as hierdie ouens my nooit weer aanvaar nie? Wat as ek my posisie in die samelewing verloor het? Wat as mense my nooit weer gaan glo nie? Wat as ek nooit weer 'n bediening het nie? Wat as hulle my verwerp, kritiseer, en ek nie goed genoeg is nie? Maar Moses se wat as was histories gewees. Dit was nie net hipoteties nie. Met ander woorde, hy het 'n rede gehad om te glo wat hy geglo het. Hy het 'n rede gehad om te sê, wat as, want hy het al iets probeer. So vroeë 40 jaar terug, het hy die regte ding gedoen op die verkeerde manier. En die regte ding op die verkeerde manier, bly nog steeds die verkeerde ding. En baie keer het ons sekere maniere van doen gehad, waar ons regtig geglo het, dit was nou die regte ding, maar dit was op die verkeerde manier gewees. En daarom besef Moses, hy moet nou weer teruggaan na die ouens toe wat hom eintlik weggejaag het, eintlik in die Hebreërs om uit Egipte uit, want hy het die Egiptenaar doodgemaak, en op grond van die feit dat die eie volk van hom gesukkel het, en swaar gekry het en so meer, en nou sê hy, maar wat as hulle my nou weer verwerp? Verwerping is een van ons grootste vrese. Verwerping in ons eie harte, omdat ons miskien dalk voel in 'n tyd soos hierdie, ek staan nie sterk genoeg nie. Verwerping in ons eie harte, omdat ons partykeer voel, luister jy, ek is nou so depressief, ek weet nie eintlik wat vorentoe of agtertoe is nie, en ons probeer dit, ek het Sondag so mooi gesê, daai vrou wat 12 jaar lank aan bloedvloeiing gelei het,
het dit probeer regmaak by die dokters van hierdie wêreld. En ek weet nie wat is die dokters waartoe jy gryp as jy in 'n probleem of 'n moeilike situasie kom nie, maar hulle het daar net geld gekos en dit was net tydelike verligting en sy het geen genesing gekry nie. So hy vlug uit Egipte, dis nou Moses, hy verloor alles en hy beland in die woestyn. En nou wil die Here hom terugstuur. En Moses projekteer sy verlede nou op sy toekoms. Met ander woorde, ek weet verseker dit het nie gewerk nie, hoekom sal dit nou werk? En dis waar ek en jy baie keer vashak. Ek en jy het in die verlede, miskien het jy dalk as 'n kind iets gehoor, ek het Sondag sommer so ietsie daarvan getuig, my verhouding met my pa, maar baie keer het jy iets gehoor, iemand het iets oor jou gespreek, jy het hierdie ervaring, mense het oor jou gepraat, en jy het iets gehoor wat jy nie moes gehoor het nie, waar nie jou lof toe besing het nie, maar gesê het, jy's 'n ou piesang, of wat ook al die ding is, en nou dink jy, jong, is dit nie maar so nie, is dit nie die waarheid nie. Jy probeer hierdie verlede nou regverdig met dit wat jy in die toekoms wil aanpak. So baie keer doen ek dieselfde, ek het hierdie ou mislukkings, verwerping, seerkry en skande, my toekomstige gehoorsaamheid word nou daardeur beheer. Gaan ek nou doen wat die Here vir my sê? Dis nou Moses se grootste kwessie. Gaan hy nou doen wat die Here vir hom sê? Gaan hy gehoorsaam wees aan sy verlede of aan God? Daar het ek al baie vasgesit. Ek weet mos nou vir 'n feit. Ek is getroud, huwelik 'n werkie, wat sal ek nou nog bodder? Jy weet? Ek luister na, wat is die ou se naam wat Maximum Man gedoen het? Louis Malherbe, yes, uitstekende, as jy dit toch van sy gekry, luister dit. Waar hy gesê het, luister, hy het die vorige paar huwelik het hy so gewerk, hy het besef net, sy vrou moet nou alles wees, so met ander woorde, hierdie stadium het hy vir haar alles gegee, nou beteken dit niks, toe besluit hy die volgende keer, maar hy moet nou alles wees. En toe besluit hy, luister, maar eintlik moet die Here alles wees. So God vra vir Moses, baie interessant. Hy sê, nadat Moses hom 'n vraag stel, luister, die oomblik as jy met 'n vraag kom waaroor jy nie beheer het nie, dan vra jy die verkeerde vraag. So ek het agtergekom in my lewe, dat hoe nader ek aan God beweeg, het ek nie meer antwoord nie, ek het net beter vra. So hy vra vir God, wat as hulle my nie glo, as ek vir hulle sê, jy het my gestuur nie, en hy sê, maar wat het jy in jou hand? Nou luister, dis 'n fenominale vraag. Hierdie staf van Moses verteenwoordig nie net 'n staf nie, dit verteenwoordig al hierdie ou se teleurstellings. Broer, hy was in die paleis gewees, hy was 'n prins van Egipte gewees. En nou moet hy vlug, hierdie staf verteenwoordig die failure wat hy is as mens of man. Hy is nou terug in die woestyn, en agterkant Midian, hy is nou 'n skaapwagter, hy sê, die ding, dis al wat ek hoor het. Ek weet nie of jy al uit 'n situasie of omstandighede uitgestap het, waar 'n staf of 'n bakkie, of dalk 'n stoel wat jy gekry het, uit 'n egskeiding, en dalk die enigste ding is wat jy oorgehad het. God vra hom nie, luister Moses, sê gou vir my, om hierdie taakie te verrig, wat kort jy? God vra hom nie dit nie. Hy vra hom ook nie, luister nie, wat ontbreek van jou mens wees? Wat kan ek vir jou doen nie? God vra nie vir hom dit nie. Of luister nie, wat wens jy? Moses sê gou vir my, wat wens jy het hy gehad nie? Nee, Here sê vir hom, wat het jy? Wat is in jou hand? Want die staf is meer as 'n stok. Ek so 4 punte uiteengesit wat sê, Moses het die staf gebruik, want dit het sy verlede verteenwoordig. Met ander woorde, as hy nooit die Egiptenaar doodgemaak het, het hy nooit met hierdie staf opgeëindig nie. Hy moet nou skape oppas vir 'n lewe, as gevolg van sy mislukking in die verlede. Dis wat hierdie ding verteenwoordig. Dit verteenwoordig sy mislukkings. Dit herinner hom, hy moes uit Egipte uitvlug, en nou is dit wat hy kan wys vir al sy effort. Ek kom op 72, op 27 kom ek hier in Vredendal aan, vlug uit Johannesburg uit, en dis 'n getuienis op sy eie, miskien moet ek nog eendag my getuienis vertel. Vlug ek, want daar het 'n ding gebeur in Pretoria, en ons kom kruip eintlik hier, ek kom mens word hier in Vredendal, nee? Ek was in 'n interessante ou groepie gewees daar in Pretoria. En ek dink net by myself, jy weet, wat kan ek wys op 27 jarige ouderdom? Nie huis nie, ek het 'n kar nie, ek bly my ouers. Kyk hoe mooi het ek gegroei in die lewe. So dis wat Moses toe nou sit, en hy sê, maar luister, hierdie ding verteenwoordig ook sy identiteit, hy is nou net 'n herder, dis wat hy is, jy weet, en dit verteenwoordig sy roeping. Sien wat hy nie geweet het, hierdie staf simboliseer dit hoe die Here hom gaan gebruik in die toekoms. Is dit nie amazing nie? Dit waarmee God hom kan vertrou en gebruik nie. En wat interessant is God gebruik wat hy reeds het.
Die Here sê net vir hom, luister, wat het jy in jou hand? Want daarmee gaan ons dit handle. Daarmee gaan ons dit hanteer. Hoe moet ek dit hanteer, Here? Maar wat het jy in jou hand? Wat het jy? Jy weet? Wat het jy? Want ek is wat ek gaan gebruik. Jy het niks meer nodig as wat jy het nie. Ons wens nog vir die skip om in te kom, partykeer is dit 'n duikboot, ek weet. So, jy wens vir die ding wat moet gebeur, maar die Here sê gebruik dit wat jy het, want ek gaan gebruik dit wat jy het. Want ek fokus so op dit wat ander mense het. Of dit wat ek nog nie het nie, of dit wat ek graag wil word, of waartoe ek kan groei as man of mens, jy weet. Maar God sê, wat jy nodig het, is reeds binne in jou bereik. Wat het jy in jou hand? Waaroor het jy beheer? Alles wat ek nodig het, is binne my bereik. Die wysheid wat ek nodig het, is in 'n boek wat ek nog nie gelees nie. Ek gaan gou 'n storie vertel, kan ek vinnig, 2 minute. Die kerk doen baie sleg. Ons het 'n gemeentetjie op Vredendal. Ek dink as ons op 'n goeie Sondag het ons miskien 14 mense. Luister, ek gaan sien 'n ou hier in die dorp wat 'n taamlike fris gemeente het. Ek sê vir hom, luister man, kan jy my dalk help? Hy sê, broer, het jy al daai boek gelees wat ek vir jou gegee het? Ek sê, man, ek het nog nie tyd gekry nie. Hy is nog op my boekrak. Hy sê, wil jy nie gou daai boek gelees? Nou is dit net 'n paar hoofstukke, want dan ek en jy iets om oor te praat, maar jy het nie die boek gelees nie. Nou waarmee moet ek jou nou help? Gaan terug na my boekrak toe. Ek begin toe met hierdie boek werk en ek besef, luister, wag, hier's 'n ander manier van bediening in. Ek wonder net baie keer oor ons eie moeilikheid en probleme en uitdagings. Het jy al die boek van die lewe gelees? Dit het ma en pa vir jou desterjare gegee. Ek dink jy het al seker 3 of 4. Hulle lê so op 'n hoop op jou bedkas het. Het jy al die hoofstukke gelees van daardie boek? So al wat ek nodig het is al reeds binne my bereik. Ek moes net na daai ding toe gegaan het en saam met die Here gestap het en hierdie boek het my soveel waarhede uit die woord geleer om regtig die disipel en leraar te wees wat die Here wou geroep het. Genesing wat ek nodig het is dalk in gehoorsaamheid, dalk moet ek mense vergewe, dalk moet ek wegstap uit om, jy weet, goeders wat nie vir my goed is nie. Dit binne my bereik. Vrede wat ek nodig het, kry ek in God se woord. Dis binne my bereik. Die Here gee sy woord vir ons. En die moed wat ek nodig het, is reeds in my geplaas deur die Heilige Gees wat my die krag gee. Is dit nie amazing nie? En die Heilige Gees is reeds binne in my, want hy het verseker dat ek Jesus Christus aangeneem het. So hier is iets wat ek moes besef het. Ietsie kleins kan kragtig word in God se hand. Moses het dit ook besef. Die stok, die staf. Maar dit is nie skape, dit nie veel beteken nie, maar dis omdat hy nie gedoen het wat God gesê het hy moet daarmee doen nie. Jy sien? God sê vir hom, die staf, kom ek verduidelik jou gou wat die staf gaan doen. Jy weet, in my parafrase van die boodskapvertaling, wat nog nie geskryf is nie. As ek nou daar gestaan het in die 2 gesprek, sou ek gedink het die Here sou vir hom sê, die staf Moses, gaan jy sien, is die staf wat nog die Rooi See gaan oopmaak. Nou sê jy na die staf? Die staf gaan eendag vir jou water uit 'n rots uitbring, jy hoef my nie te glo nie, maar jy moet kyk. Hy sê vir hom gesê, luister, die staf wat jy nou vashou, wat jy vir jou niks werd lyk nie, is dieselfde staf wat bloed in die Nyl gaan laat invloei. Die staf wat jy nou het, gaan jy op 'n stadium so hoog in die lug opsteek, dat dit die oorwinning oor Amalek gaan bring. Die staf, wat jy met soveel minagting hanteer. Dit sal 'n teken word van God se krag in jou hand. As jy doen wat ek vir jou sê. As jy dit hanteer op die manier hoe ek vir jou vra om dit te hanteer. Maar nou, vir jou en vir my en Moses, lyk die goed wat ons het, nog soos gewone goed. Gewone stok. Maar dit gaan nie oor wat ek het nie. Dit gaan oor hoe ek hanteer wat ek het. Iemand sê so mooi nou die dag, luister jy kan nou, jy weet, met 'n finansiële plan byvoorbeeld, kan ons as manne sê, man, weet jy wat, God sal voorsien. Dit is nou nie 'n gevestigde finansiële plan nie, want weet jy wat, kan die Here jou vertrou met dit wat jy nou reeds het? Met ander woorde, kan hy vir jou seën met meer, as jy dit wat jy het, nie eens behoorlik kan omsien na of bestuur nie. So nou hardloop jy op hierdie ding wat vreeslik gelowig klink om te sê, God sal voorsien, maar jy het geen rentmeesterskap wat jy neem oor jou omstandighede, jou finansies of jou lewe nie. It's not what you have, it's how you handle what you have. En Moses sal dit besef, hierdie stok kan gewoon bly as jy hom daar in die hoek gaan sit en verwag die Here moet met hom werk, maar jy is in jou hand, hoe gaan jy hom hanteer? So, jy kry dit gereeld in die lewe en jy sien dit ook, mense met baie geld, jy weet, ek het 'n reeks op Netflix gekyk, 30 out of 30 dink ek. Jy kan my nou reg help, ek dink, weet jy, weer dit gesien het, maar op 'n episode, waar al die bekende sportsterre, wat multimiljardêrs is, absoluut uitboer, want hulle weet nie met geld te werk nie.
So mense wat baie geld het, weet nie met te hanteer of te bestuur nie. Mense met min hanteer dit met wysheid dalk noodwendig, jy weet. Of mense met goeie verhoudings weet, jy weet hoe om hierdie goeie verhoudings te handhaaf. So daar's regtig 'n beginsel waar ek sê dit gaan oor hoe ek hanteer wat die Here my gegee het. Hoe kan ek daarmee omsien? So dink aan die verhoudings wat jy nou het, die uitdaging wat jy nou het. Jy is nou besig om ek vertrou die Here wat nou in jou hart werk. Die is die Heilige Gees wat 'n ding aanspreek in jou lewe. Waar jy het eintlik kom sit en vra, maar luister, hoe moet ek hierdie spesifieke ding aanspreek? En ek vertrou ek gee vir jou 'n paar sleutels daartoe. Geloof verwyder nie altyd die gewig nie. Geloof nie, werk nie so nie. Geloof wys om die gewig te dra. Baie keer bid ek en sê ek, Here, kom vat net hierdie las my al weg. En dan besef ek net, dit gebeur nooit. Geloof, nee, werk so, dit leer my om die las te dra. As jy nou dink aan Jesus. Niemand het gekom en gesê, wag, kan ek asseblief hierdie kruis vir u dra nie? Niemand het dit gesê nie. Hy het dit gedra tot op 'n punt. Toe kom geloof, raak geloof betrokke by Simon, die ou wat gekom het en die kruisbalk gedra het vir hom. So geloof leer ons om hierdie gewig op ons skouers te hanteer en te dra. Maar die ander ding wat ek geleer het in my lewe is, God hanteer dinge op sy manier. Nou, God sê, ek gaan dit hanteer, maar Moses het iets anders verwag. Baie keer is ek en jy presies in daai selfde bootjie. So voorbeelde hoe God dinge hanteer is byvoorbeeld Jerigo. Jy weet, ek wil 'n stormram hê om daai mure plat te stamp. God sê, nee man, luister, wat het julle daar? Trompette, raai, dit gaan perfek werk. Dink trompette, die mure platte, hoe gaan dit werk? Jy weet, maar dit het so gebeur, hulle ken die storie. Die vermenigvuldiging van die brood. Ek stuur mense weg as ek nie vir hulle kos het nie, jou broer. Ek maak nie moordkou van my hart nie. God sê, is daar nie iemand van julle wat 'n tiener het wat 5 broodjies en 2 visse het nie? Bring dit gou vir my. Daar's hierdie weduwee wat geld skuld vir 'n klomp mense. Julle ken die storie in die Bybel. En dan sê die Here, maar luister, wat jy nou moet gemaak is, jy moet nog gaan leen. Ek dink, wat? Maar jy moet net reg leen nou die keer. Gaan leen nou 'n klomp goed wat ek kan volmaak. En sy doen dit dan, en dan is dit daai Elia wat die olie vermeerder. So baie keer, nee, ons sal goed kwytraak en sê, maar luister, jy moet nooit leen nie. My pa het gesê, leen is 'n sonde. En 'n klomp ander goeders wat ek hier kan noem op lig hê. En hier kom die Here net en hy sê, maar daar's 'n sekere manier hoe ou dit dalk moet doen. Jy weet, kom laat die Here jou oortuig. Jesus se geboorte, luister, die ouens verwag 'n koning wat op 'n wit perd ingery kom en die dinge kom vasvat, dit het amper 'n tipe Thor mentaliteit met 'n hamer en hier sou 'n babietjie in 'n krib. 'n Maagd wat 10 en gestenig gaan word vir hierdie ontug wat sy gepleeg het en mense dit nie kan verduidelik nie, want die Heilige Gees het daar bevrug. Jy weet, mense het dit glad nie gekop nie. En dan moet hierdie vrou besluit of sy hierdie saad van God wil groot maak en of sy dit gaan aborteer en die selfde vraag lê by jou. Jy het die keuse om dit wat die Here in jou hart geplaas het, aan dit geboorte te skenk. Gaan jy dit hanteer of gaan jy dit aborteer? En die kruis, jy weet, dit wat die wêreld gesien as 'n oorwinning, gebruik God presies in dieselfde lig. Vir die Christene op daai oomblik het dit gelyk soos 'n absolute nederlaag. En dan kom die Here en hy draai dit vir die grootste oorwinning van alle tye. God hanteer dit soms op 'n manier wat ek nie verstaan nie. Miskien werk hy al reeds, miskien beweeg hy al reeds. Hy sê natuurlik vir Moses hierdie snaakse ding. Hy sê vir hom, vat die Exodus 4:3, hy sê, vir Moses, en gooi dit op die grond, en dit het 'n slang geword, en dan het Moses daarvoor gevlug. Nou ek wil net gou iets sê, voordat hy daarvoor vlug, is op 'n stadium het hy dit opgetel in sy stert. Almal van ons weet, dis nie hoe jy 'n slangetjie hanteer nie. Jy wil hom maar so naas moontlik aan sy koppie vat, dat jy wil hom aan die skerp kant wil jy hom vashou, verstaan jy? Nie daar aan die stert nie. Nou God sê vir hom pertinent, vat hom aan die stert, dan sal hy weer 'n staaf word. Hy vra vir jou om dinge te hanteer soos hy wil hê jy moet dit hanteer. Ek en jy wil volle beheer hê van die situasie, om aan die kop vat. Nee, dan is hy veilig, trap hom op die stert en gryp hom aan die kop. God sê, nee, jy gaan dit hanteer soos ek vir jou sê om dit te hanteer. En dit los my baie keer uit my gemaksone uit, want ek wil dinge hanteer soos wat ek dinge wil hanteer. Maar terug by die grond gooi en weghardloop, dis Moses se manier van doen. Jy weet, hier wys die Here vir hom 'n weg, hy gooi die staf neer op die grond en hy vlug. En dit waarvoor hy vlug, word uiteindelik die ding wat God gebruik.
Wat is dit waarvoor jy weghardloop nog die hele tyd? Of wat jy sidestep? Dis uiteindelik die ding wat die Here wil gebruik. Miskien het die Here jou geroep vir bediening, ek weet nie. Né? En jy probeer net altyd sê, ja, ek weet, maar ons het mos ook maar wat as, daar kom die wat as weer in. Hy sê vir Moses, luister, jy het al te lank genoeg gevlug. Gryp hierdie ding by die stert. Miskien is die pyn wat jy nou beleef, eendag die prospek vir jou bediening. Miskien is die toets eendag 'n getuienis, miskien is jou verwerping die rigting waarin jy moet gaan, né? Of seer kry raak later jou salwing, maar Moses vlug daarvoor, want hy doen dit vir 'n lewe. Hy het uit Egipte uitgevlug, hy het uit sy verlede uitgevlug, sy skuld vlug hy voor, sy pyn. Hy sit nou letterlik as 'n vlugteling in die agterkant van Midian. En baie keer doen ek dieselfde, ek hardloop weg van moeilike gesprekke af. Vir my hierdie goed met my vrou, wat eintlik 'n hartsgesprek moet wees, wat soveel seën kan wees, omdat ek bang is om dit te hanteer. Ek's bang om hierdie slang aan die stert te gryp, hierdie ding waarvoor ek bang is. Die genesing waarvoor ek dalk vlug, is omdat ek hierdie vergifnis nie wil aangryp nie. Dis God se manier, maar ek sien nie kans nou daarvoor nie, en ek is nou besig om met 'n sidestep, en ek is partykeer ook maar rondom verantwoordelikheid wat ek moet neem vir sake wat ek weet die Here my voorgeroep het, ligtig, en dan vermy ek dit ook. Maar God sal nie hanteer waarvan ek aanhou weghardloop nie. Gaan dit gou weer sê. God sal nie hanteer waarvoor jy weghardloop nie. Jy moet dit hanteer. Die Here gaan jou help. Dis daai gewig. Jy wil nie, God vat nie die las weg nie, hy leer jou om dit te hanteer, né? En dis nogals 'n diep waarheid. Hy sê vir hom, luister Moses, wow, waartoe is jou pad? Steek uit jou hand. Handle it, sê hy vir hom. Hy sê vir ons as manne vanaand, handle it nou. Hoe lank wil jy nou nog wegvlug? Met ander woorde, hou op hardloop. Waarvoor hardloop jy? Gryp dit aan die stert. Ons probeer so graag die kop beheer. Maar die les is, ek probeer alles beheer in my lewe. Alles is 'n risiko, het ek op 'n stadium gesê, uit verskriklike aardse wysheid. Dis net 'n kwessie van hoe jy dit bestuur. Jy weet, maar eintlik wil ek beheer hê oor alles. En ek maak myself op, dat ek nog net nie op as ek sooibrand het, maar maagseer het van al hierdie beheer wat ek het nie, en ek wonder net, op Sondag, as ek my hande in die lug steek, is ek opreg as ek sê, Here, aan U kom al die lof en die eer en aanbidding toe. Maar as ek maandag opstaan, dan besef ek net, wag 'n bietjie, Here, hier's goedjies wat ek nou moet hanteer, staan nou net so nou, jy weet. Probeer mense beheer, ek probeer my eie emosies beheer, en dan bring die Here hier 'n brandende bos oor my pad, en dan besef ek net, daar's goed ver groter. En ek moet nou die Here toelaat om die Here te wees. Die slang verander eers as Moses dit hanteer. En my is so mooi, dis die waarheid van hierdie storie. Die ding wat jy so graag wil verander, gaan eers verander wanneer jy dit handle. Met jou seun, met jou dogter, met jou vrou, met die besigheid. Dit waarvoor jy wegvlug, gaan werklik eers verander wanneer jy dit hanteer. Steek uit jou hand en tel dit op. Hanteer dit, sê God vir hom. Dit verander nie terwyl hy daar op die grond rondseil nie, maar dit verander wanneer hy dit hanteer. Party dinge in my lewe het ook eers verander toe ek dit in geloof hanteer. Die Here bring hierdie ontwrigting van my na Pretoria toe in. Ek het verlang hierdie goed in my menswees en my verlede nie hanteer nie. En ons het 'n manier hoe ons lewe voed met 'n klomp goed, jy weet. Enige addiction, enige verslawing is malnutrition. Met ander woorde, jy het nie die regte voeding vir dit wat jy kort nie. Met ander woorde, jy probeer die seer, wat ook al jy het in jou lewe, probeer jy met iets voed, nê? En het sy dit nou pille of drank of wat dit ook al is, probeer jy stil maak. So jy kan dit eintlik net voed of vol maak. Soos daai vrou wat by die put gekom het in Johannes 4 en sy sê vir Jesus, hoe moet ek nou vir jou water gee? En die Here sê, eintlik was jy die een wat water kort. Dan sê sy, maar ek kan sien jy het nie 'n skepding nie, sê sy vir Jesus. Hy sê, jy is die skepding vir dit wat ek nodig het om vir die mense hier in Sigar te gee. En dan vertel hy vir haar wie sy is. En hierdie leegheid binne haar word gevul met 'n vraag, is dit nie dalk die Christus nie? Het die Here nie dalk iets met hierdie situasie uit te waai wat ek hiermee stoei en stry nie? Pyn word nie my doel nie, tot ek dit hanteer nie. Want jy weet, ons het hierdie bandjies gedra op skool wat sê, what would Jesus do? Maar terwyl Jesus se disippels kos koop aan Johannes 4, kom hulle terug met hierdie kos, en dan sien hulle 'n PR nagmerrie, daar's 'n Joodse man wat nou met 'n Samaritaanse vrou praat, en hoe gaan ons hierdie ding regstel in die lewe?
is hierdie een van die grootste uitdagings. En Jesus sê, terwyl hulle aangaan oor hierdie hele aspek, sê hy vir hulle, kyk gou op. Die veld is wit van die oes. Want die Samaritane daai tyd het die tipiese tradisionele drag, hierdie wit kleed gedra. En hy kan sien hoe kom hulle aangestap op grond van haar woord en 'n vraag wat sy gevra het, is dit nie dalk die Messias nie? So ek wil miskien dalk weer 'n bandjie kry wat sê, waar's die oes? As ek in hierdie ding nou hanteer, of Here, waar's die oes in hierdie saak wat ek vermy, of in hierdie saak, miskien moet ons die oes begin soek, in goeders wat ons dit nie noodwendig altyd vind nie, of raak sien nie. Jy weet, wat kan ek uit hierdie ding ontgin, met ander woorde, as ek dit hanteer? Ek het so 'n sêding een keer op iemand se muur gesien, toe ek by hom 'n konsultasie gedoen. God will handle what you can't, but he won't handle what you won't. Hy sal hanteer dit wat jy kan, maar hy sal nie hanteer dit wat jy nooit wil hanteer nie. Dit is eintlik hartseer. Dis een van die belangrikste stellings in hierdie boodskap. Ek sal jou sonde hanteer, en ek sal jou verlede hanteer, en ek sal jou redding hanteer. Maar Janeman, jy moet vergewe. Jy moet gehoorsaam wees. Jy moet die eerste stap neem. En jy moet dit nou optel. Kom ons handle dit. En dan, sorry, so 'n onderbrekingkie gewees. Uiteindelik 'n klomp kinders bymekaar, die hele paar kinders bymekaar, en kry 'n groep ouens wat lekker musiek kan maak en daar wil niks werk nie. Die musiek wil nie werk nie, die mense is nie lekker nie, die kinders is nie lekker vir mekaar nie. Daar het 'n groep van vriende aan hoof gekom, die kinders gel in mekaar, en ek het besluit, luister, ek is klaar met bediening. Ek is klaar met bediening, gaan sit daar onder 'n boom. Ek sal werk nie. Op 'n stadium kom 'n seun na my toe, Ryan, tamelike groot seun, ek neem aan hy het 'n keer rugby gespeel. Hy sê vir my, oom, luister, kom gou terug. Dis gehandel, sê hy vir my. Ek sê, die wat? Wat is gehandel? Hy sê, nee, die klank werk nou. Hy sê, ek het daar met die seuns gepraat, hulle sal hulle gedra. Hy sê, die wat? Luister, baie keer wil ek ook so 'n Job onder 'n boom sit en sê, ag nee, maar sien nie nou, niks werk ek nie, ek is nou gehoorsaam en ek is nou, en dan besef ek net, die Here is besig om my goed te hanteer in die agtergrond. Hy het dit met sy kruis gedoen. Terwyl ons nog spook om te slag en te roei en te strooi en offers te bring vir ons sonde, is hy besig om dit lankal te hanteer. Dis hanteer. Sonde is hanteer. My skande en my skaamte is hanteer. My verlede is hanteer. My skuld is hanteer. My veroordeling is hanteer. En dis hoekom ek met vrymoedigheid kan leef. Maar ek moet my eie lewe hanteer. Ek moet opstaan in die geloof dat die Here dit vir my gedoen het. Jesus sê vandag vir my, ja, al hierdie goed, wanneer jy gereed is om weer te probeer, gaan ek vir jou wys, dit is hanteer. Jou sonde is vergewe. Jou skuld is vergewe. Filippense 4:13, Paulus wat so interessante ding skryf, daar staan, ek is tot alles in staat deur Christus Jesus wat my krag gee, nee. Maar baie keer dink ek, God moet dit doen. Paulus sê, nee, Christus gee my die krag om in staat te wees. Jy moet dit hanteer. Ek is tot alles in staat, nie omdat God dit hanteer het nie, omdat ek dit doen. Omdat ek dit in geloof die eerste tree gee. So die staf moet in Moses se hand wees. Neem die staf in jou hand. Dieselfde God wat my deur die laaste seisoen gedra het, sal my ook deur hierdie een dra. Wat is Moses aangehou hardloop het? Weg van hierdie probleem. Wat as hy by wat as stil gestaan? Kom ek sê vir jou hoe dit uitgespeel. Die Rooi See sou nooit opgemaak gewees het. Vir die res van hierdie volk se lewe sou hulle slawe gewees het van ander mense. Die water sou nooit uit die rots uitgekom het nie, wat Jesus verteenwoordig het nie. God sou hom nooit gebruik het nie. Nasies sou nooit bevry geword het nie. Die Messias het gekom vir 'n volk wat in ballingskap was en vasgevang was, en hulle sou hom dalk nie eens herken het nie. Wat mis ek wanneer ek weg hardloop? Wat mis ek met ander woorde as ek nie vergewe nie? As ek nie glo nie, as ek nie gehoorsaam is nie, as ek nie vertrou op die Here nie. Jy mis op soveel goed wat God jou wil mee seën. En hy gee jou die krag en die genade om dit te hanteer. Wat net jy kan hanteer. Met die krag en die liefde wat hy tot jou beskikking gee. So luister, ek weet nie of jy vandag in watter situasie is nie, wat die uitdaging vir jou is nie, maar as jy kan wegstap vanaand, dan is die een wete wat in my hart opgevlam het. Ek en jy is geroep vir 'n tyd soos hierdie. Niemand anders gaan dit namens ons hanteer nie. Jy kan hierdie ding nog 2 keer sidestep,
Hy praat met die volk in Deuteronomium 2:3, dis hoe Kompas familiegemeente ontstaan het. Hy sê, julle het nou lank genoeg rondom hierdie berg getrek. Julle dwaal met ander woorde. Hy sê, draai nou noord. So Kompas se hart is, as die woord van die Here nie my ware noord word nie, dan gaan ek die hele tyd die goed omsirkel wat vir God belangrik is. En so is dit ook met elkeen van ons lewe. Ek en jy het hierdie week goed om te gaan handle. Dis nie maklike goed nie. Vir 'n ander wat luister sou hy sê, ag man, dis nou net 'n gesprek wat jy moet gaan hê. 'n Beroep vir jou lê soos 'n berg voor jou. Iets wat jy moet gaan regmaak, iets wat jy moet gaan herstel, iets wat jy dalk moet gaan met die Here opneem. Maar gaan nou uit in hierdie vrede. Wat in jou hand is genoeg vir dit wat ek jou geroep het om te doen. Jy het niks meer nodig nie. Kom ek bid vir jou. Sluit ons af. Here Jesus. U is so 'n goeie God. Here, U kom bedien ons en bederf ons met U goedheid en U genade en U is ook regverdig, Here. En U roep ons juis om op te staan in 'n tyd soos hierdie. Om aandag te gee in dit waarvoor U ons geroep het. Om ons terug te bring na dit wat belangrik is. Here, ek kom bid vir hierdie manne vanaand hier en ook vir hulle wat nie hier kan wees nie, vir hulle wat aanlyn kyk ook en daai die boodskap miskien na die tyd luister. Here, dat ons gehoorsaam sal raak in die dinge wat vir U belangrik is. Vader, kom vul ons met die heerlikheid, die teenwoordigheid, sodat ons die vrymoedigheid het om te doen wat die opdrag is, waarvoor U ons geroep het. Dit wat U ons mee vertrou, Here, gee vir ons ook die vernuf, die wysheid en die liefde, om dit te gebruik tot eer en verheerliking van U. So kom roep ek 'n klomp manne vandag, in die gees op, Here, dat ons sal reg staan en opstaan vir dit waarvoor U vir ons gesterf het. En in geloof sê ons staan saam met U, om as manne van God se woord geplant te wees by waterstrome waarvan die vrugte altyd ewigdurig is en die blare nie verdwelk nie. En ons roep dit in Jesus naam. Amen.